Dan op hierdie dag 5 April. As jy na die feeste kyk, hierdie dag is nie eintlik soos in die Ou Testament 'n vakansiedag, 'n Sabbatdag. Die Sabbat breek eers vanaand aan. En dit is die eerste Sabbat van die ongesuurde brode. En dan is dit 7 dae ongesuurde brode wat afsluit met 'n Sabbat. Afsluit en dan is dit weer 'n gewone dag. Maar in hierdie week is die eerste dag, en dit is nou môre, is dan altyd die dag wat getel word vanaf daardie dag waar hulle die eerstelings gerf gewyf het. Tel jy 50 dae en daardie dag is dan Pinkster, wat ons dan ook nie formeel hou nie, maar dit is 'n innerlike gedagtefees dat hy sy gees uitgestort het 2000 jaar gelede op dag 50, maar hy beloof ook in Joël 2 die laatreëns vir die einde van die tyd, wat nie noodwendig gaan gebeur soos wat dit in die bovertrek gebeur het met 4 tonge nie. Hy het my eendag toe ek gevra het hy my net 'n motor se paneelkussie gewys. En toe verstaan ek dit dadelik. Elkeen van ons is 'n unieke motor. Elkeen van ons het 'n handboek en 'n diensrekordboek. En in die gees is dit ook so. Elkeen van ons se handboeke is anders, want ons is uniek geskape. En daardie handboek sal Yeshua jou mee lei met hoe jou siel saamgestel is. Maar as jy ook nie jou wese laat diens nie, gereeld geestelike kos inneem nie, en nie gereeld bid nie, en nie gereeld naaste liefdewerke beoefen nie, dan gaan jy ook met 'n ding sit wat gaan oppak. Jou lewe, jou wese gaan oppak. So dit is hoe ek verstaan, aan die einde van die tyd gaan elkeen van ons individueel en verskillend die wedergeboorte ontvang. Maar nog mag ons maar almal net streef om wedergeboorte te kry. Nie vir die prys nie, maar ter wille van die liefde. Dit is waaroor dit gaan. Ons moet nie die wedergeboorte sien as 'n beloning wat ons moet nastreef nie. Sien die wedergeboorte wel as 'n beloning, maar die opdrag is om in liefde te ontvorm. Dan kry jy dit mahala, verniet. Goed, ons is nou nog steeds bo op die berg saam met Yara en Yeshua en die ander mense wat nou vasslaap. En die opskrif van hoofstuk 136 is engele se magte. Ons onthou, ons het gister gelees dat die engel wonderlike dinge gedoen het op aarde, en die laaste ding wat ons gelees het is dat hy haar saamgeneem het na 'n veraf planeet, 'n ontsettende groot ster. Ek vermoed dit is die sentraalson, wat die senter van ons heelal sweer is, wat iets soos triljoene maal triljoene ligjare deursnee het, iets ongeloofliks groot. En nou kom sy terug, en sy het 'n aandenking gebring, net soos wat sy 'n aandenking ook gekry het in die see wat hy opgelig het en gedroog het. Ons lees verder vanmôre. Vervolgens lei die engel Yara na al die sye van die berg, en hy oortuig haar daarvan dat die berg weliswaar nie laer geword het nie, maar aan alle kante tog sonder enige gevaar bestyg kan word, veral aan die seekant waar dit heel geleidelik afloop. Yeshua sê vir haar, vra enige iets van hierdie engel, en wat jy vra sal ek vir jou gee. Toe vra sy dat hierdie berg wat hulle nou met bonatuurlike middele bestyg het, waar geen mens nog ooit op was nie, makliker begaanbaar kan word. En in die gees aan die eindtyd is dit weer eens Yara, die dogter van Sion, wat gaan maak dat Yeshua die weg omhoog na die hoogste geestelike vlak wat ons kan bereik, baie makliker gaan wees. En ek het gister 'n bietjie dit bespreek, naamlik dat dit in die 1000-jarige vrederyk vir baie siele baie makliker gaan wees as nou. Siele wat nou gebore word, het 'n groot risiko om nie die opvoeding te kry nie
en nie op die regte pad te kom nie, vanweë die boosheid van die mens, en van die verskriklike oorhand wat Satan op hierdie wêreld het. Dink maar die hele geestelike sisteem, ek verstaan daar is iets so 600 miljoen Christene, is almal buiten baie min, is almal in 'n groot dwaal, is 'n dwaal wat lei tot die afgrond. En die kans dat jy in so 'n gesin gaan groot word en in daai kerk gaan bly is baie groot. So Yeshua moet die sisteem vernietig en hy moet 'n nuwe sisteem begin, sodat meer siele gered kan word. En dit is wat die afhandeling van hierdie 6000 jaar periode behels. 'n Einde aan alles wat nou vervorm, verbaster en vermeng is, om plek te maak vir nuwe dinge. Almal van ons wat in die boerdery is, en op een of ander manier is ons besig met hierdie goed. Ons plant alles wat nou gemodifiseer is, want dit is kamstig beter. Ek was by my broer, en hy plant sonneblom, ek sê vir hom nou, hoekom hang nie die sonneblomme so? Ek ken 'n sonneblom, as die son skyn, dan kyk jy vir die son. Hy sê nee, dis 'n nuwe kultivar wat hulle nou geteel het, sodat die voëls nie die pitte kan uitvreet. So hy hang met sy kop onderste bo. Nou ja, ek weet as sonneblomboer dat voëls 'n groot skade maak, maar dit is hoe ons al die goed gemodifiseer het. Al ons groentes, al ons grane, en die goed is nie vir ons goed nie. En die werklike natuurgeeste kan ook nie in al die goed werk nie. Want die natuurgees kan net werk in iets wat absoluut nog die oorspronklike DNA het soos hy geskep is. Ek het nou die dag iewers dit gelees, of dit waar is, weet ek nie, maar dit wil met my ooreenstem, is dat wanneer ons goed in kweekhuise begin teel, kos, dan en hoenders en al die ander goed, dan kan die natuurgeeste wat normaalweg by hierdie plante of diere is, kan nie daar funksioneer nie. Want dit is onnatuurlike toestande, onnatuurlike kosse, onnatuurlike ligtoestande, want die mense hou die ligte aan dat die diere meer vreet en dat die plante meer groei. En nou wat werk nou daar aan daai plante? Ek ken nie die geesteswêreld so goed nie, maar ek weet dat dit buite die normale is. En Yeshua moet 'n eind maak aan hierdie goed. En alle ander dinge wat ons ervaar, die lugbesoedeling, wat basies ook nou hier in Suid-Afrika, bel mense my en sê, hier is die ouens besig om te spuit. Die weersingryping wat mense nou op die weer het, reg oor die aarde, maak dat die aarde nou in barensnood gaan. Dit is hoekom so baie vulkane nou ontplof. Ek weet nie wat die syfers mee is nie, maar dit is duisende vulkane wat nou al oopgegaan het in die afgelope paar maande. En dit is sieledele wat binne in die materie vassit, wat wil uitkom. Hulle wil vorder van 'n hitte gloeiende magma waar hulle in vasgevang het, kom hulle nou buite, verander in rook of as, en die ander word harde rots, wat weer met tyd sal verweer, en weer sag word, wat plante weer daardie magma kan opneem in hulle wortels, en so kan die vordering deur die natuursisteme plaasvind. So ons, hier aan die einde van die tyd, gaan voorloop met hierdie dinge wat Yeshua hier vir ons beskryf. Toe Jara haarself daarvan oortuig het, is nou oor die berg verander, sê sy, die geheel is so wonderbaarlik, dat ek my sintuie begin te wantrou, en sou begin dink dat ek ook slaap en droom. Vertel my tog nou iets oor hoe u dit doen. So ver het u die hele see opgehef, en vry soos 'n swewende druppel in die lug gehou. En nou het u die steil berg na alle kante toeganklik gemaak. En dit het u alles in 'n oogwink gedoen. Hoe kry u dit reg? U het die plek geen oomblik verlaat nie, en tog is dit alles gedoen. Ag, dit is tog te veel vir 'n arme erfwurmpie soos ek. Die engel sê vir haar, jy kan dit natuurlik nou nog nie verstaan nie,
Maar binne 'n kort tyd sal dit alles glashelder vir jou word. Voorlopig kan ek jou wel soveel sê, dat ons engele niks uit onsself kan doen nie, maar alles enkel en alleen doen deur die almagtige wil van die Meester, wat jy so besonder lief het. Na watter tyd toe verwys hy dat jy binnekort alles sal verstaan? Na die tyd wat die Gees van waarheid uitgestort sal word na Yeshua se opstanding. Want die Gees van waarheid lei ons in alle waarheid in. En die Gees van waarheid is ook nou vir ons beskikbaar. En daarom kan ons waarheid kry. Natuurlik sal Yeshua jou net die waarheid gee wat jy op jou vlak van geestesontwikkeling kan verstaan. Ek het 32 jaar gelede gesmeek dat ek Openbaring verstaan. Maar ek het nie geweet wat ek vra nie, die boek Openbaring. Dis 32 jaar later en ek verstaan hom nog nie, heeltemal nie. Maar al baie meer, soos wat hy stiksgewys vir ons die innerlike openbaar. Kyk, die hele wêreld en alle hemele is slegs gedagtes en idees van Elohim, wat deur sy almagtige, onwankelbare, vaste wil vasgehou word. As hy sy die idees nou terugtrek en sy gedagtes loslaat, vergaan die sigbare geskapene op daardie selfde oomblik. Dink hy egter iets niets en hou hy dit met sy almagtige wil vas, dan is die geskapene ook vir elkeen sigbaar aanwesig. Jara vra, ja, maar wat bly daar dan vir u nog oor om te doen? Die engel sê, ons is suiwer ontvangstasies vir die goddelike wil, en vervolgens dra ons hom uit. Kyk, ons is in 'n sekere sin die vleuels van die goddelike wil, en sodoende is ons eintlik die goddelike wil self. Nog so geringe gedagte van ons, as ons hom verbind met die krag van die goddelike wil, is voldoende en dan is 'n werk ook al gedoen. Daarom handel ons so vinnig. Sien jy daar in die ooste die helder ster hang? Kyk, as daar van hier tot daar 'n gebaande weg sou lei, of 'n pad, dan sou die aarde nie genoeg van die allerkleinste sandkorrels hê, om die jare aan te gee, wat 'n voël nodig sou hê om die ster te bereik nie. Laat staan nog 'n mens wat hardloop. Maar vir my is dit moontlik om in 'n oomblik daarheen te gaan, en weer hierheen terug te kom. Jy sal my aanwesigheid glad nie merk nie, en tog sal ek daarheen gaan en weer hier wees. Glo jy my? Nou, hier word baie wonderlike dinge openbaar oor die aard van 'n engel, wat nie in die Bybel vir ons gegee is nie. Nou, as ek dit moet vergelyk met ons nou, ek was in 1997 in Moskou, maar ek kan nou hier waar ek sit, kan ek nou in Moskou wees, onmiddellik. Ek onthou nog hoe lyk dit op die Rooiplein, ek het daar geloop, ek het na die museums gaan kyk, maar ek is nog hier, ek is nie een oomblik hier weg nie. En dit is soortgelyk hoe engele hulle wese kan verplaas en goed gedoen kry, so vinnig as wat ek nou aan Moskou kan dink. Ja, en vir die wat luister, ek het nie gegaan om 'n geheime agent te word nie. Ek het gegaan om asfalt te verkoop. So, dit is maar net 'n analogie van wat engele kan doen met hulle wese. Want as ons aan die ander kant kom, dan is ons gedagtes absolute werke binne die wil van Yeshua. Hoe werk die goddelike wil? Eenvoudig, die manlik positiewe bedink die gedagte, die Vader, en die moeder wat een is met Vader, die negatief vroulike, vat onmiddellik die gedagte en voer dit uit. En sy voer dit uit wat ons noem die Gees doen dit. En wat is engele? Hebreërs 1 sê, die engele is dienende geeste. So elke engel werk vir die Gees. So die Vader gedagte wat nou in Yeshua gesetel is, sê ja, lig die see vir my op. En onmiddellik
kom die Gees in werking deur hierdie engel en dit gebeur. Net soos wat jy die hele skepping kan beskou, geen boom kan voortplant sonder die manlike en vroulike beginsel wat verenig nie. Geen dier, insek, voël, vis kan voortplant, uitgesonderd ek dink 1 of 2 spesies, sonder die manlike en vroulike beginsel nie. Dit is hoe die hele skepping werk, want die godheid werk so. En as jy dit verstaan, dan is al die geheime oopgeklaar vir jou. Dit is maklik om dan in te sien, dat so 'n engel dit kan doen, en nie vir jou soos 'n veeverhaal klink nie. Ek was bang dat wanneer ons met hierdie goed praat, oor hierdie dinge praat, gaan die mense my aanvat, en sê, wat se veeverhale verkondig jy nou? Maar ek het soveel oproepe van mense gekry in die afgelope week. Dit is die wonderlikste goed wat ons nou behandel. Hierdie verhaal van Joshua en Jara op die berg. En ek sê net vir Vader, dankie dat ons almal saam in die Gees hierdie hoogte kon bereik het. Jara sê nou, waarom sou ek dit nie glo nie? Maar om my daarvan te oortuig kan ek natuurlik nie. Want ek wil en kan nie met u so 'n reis daarheen meemaak soos voorheen na benede na die seebodem nie. Die engel sê, waarom dan nie? Is alle dinge dan nie by Elohim moontlik nie? As die meester dit goed vind, dan is dit vir my niks nie. Dat jy niks sal oorkom nie, daarvoor staan ek in. En al die tallose stralende engele wat jy hier rondom jou sien, staan ook daarvoor in. Jara sê aan my, Joshua, meester, is dit regtig moontlik? Joshua sê, in die hande van hierdie engel, ja. As jy wil, kan jy jou aan hom toevertrou, en in 'n paar oomblikke sal jy weer behoue hier by my wees. Neem egter vir jouself daarvandaan 'n aandenking saam. Na hierdie woorde gaan Jara na die engel en sê, kyk, ek is nie bang nie, as jy kan, dra my dan daarheen. En nou word aan ons geopenbaar hoe lyk van hierdie sterrewêrelde, waar die wetenskap en die skoolopleiding wat ons gekry het, gesê het, dat slegs op hierdie aarde is daar lewe. En al die miljoene planete en sonne en sterre in die Melkwegstelsel, dis al wat ons kan sien. Dis maar een stoffie van die heelal, is net dooie klompe materie wat ronddryf, sinneloos. Maar as ons na die aard van ons Skepper kyk, dan doen hy niks sinneloos nie. Elke dingetjie wat hy skep, tot die kleinste bakterie of virus of wat ook al, jy en ek nie kan sien nie, is daar vir 'n doel. Al is dit dan vir 'n doel om die mens te oordeel as hy van die pad afloop. Maar alles is deur hom nuttig geskape. Kom ons lees wat sy nou sien. Toe tel die engel vir Jara van die grond af en druk haar stewig aan sy bors en verdwyn. Na 10 sekondes wat hy weer met Jara terug, met in haar romp 'n klip wat onbedek so straal, soos die môrester straal wanneer sy haar mooiste lig gee. Toe Jara 'n bietjie van haar verbasing herstel het, vra sy my, o meester, is al die ontelbare sterre dan net so ener soos hierdie ster, wat ek nou regtig met my eie oë of met my geestelike oë gesien het? Want dit is 'n reusagtige wêreld. Hierdie wêreld lyk nou vir my, vergeleke by daardie een, so klein soos 'n slakkehuis ten opsigte van hierdie berg. Mense, heel volmaakte mense, wat in onuitspreeklik groot en wonderlik heerlik geboude tempels woon, is ook daar in die oorgrote glansryke wêreld. Maar die mense is so groot, dat hulle, as hulle onder by die see sou staan, die berg minstens 3 maal sou oortref. Nou, dit is nogal hoog. En so is in die wonderwêreld alles talle duisende maal groter as hier. Nou, duisende maal duisend is miljoene maal groter as hier. Net so kort ding, die grootte van die planeet, die fisiese omvang, bepaal ook hoe groot die mense en die diere sal wees wat op so 'n planeet woon. In sekere gevalle, soos by die son, as jy gaan die boek lees, die natuurlike son,
dan is daar ook mense op die middelgordel wat ongeveer ons grootte het. Maar algemeen is die planeet wat groot is, se mense grootte, of se geeste, afhangende, is nie net altyd vleesmense wat daar woon nie, dit is iets tussen gees en vlees. Elke planeet het sy eie ruimtepakkie, wat die wese daar moet dra vir daai omstandighede. Hoe verder weg byvoorbeeld in ons sonnestelsel, planeet van die son af is, hoe kouer is dit? En Yeshua het in die natuurlike son vir ons insig gegee, oor hoe lyk mense wat op Uranus woon, op Pluto woon, wat baie verder van die son af is. Hulle het ander spesiale eienskappe wat dit moontlik maak om daar te woon. Maar weer eens, kontak tussen planetêre wesens en ons is onmoontlik in die vlees. Dit kan nie gebeur nie. Dit kan net in die gees gebeur, soos wat Yara nou, sy is 'n bietjie van 'n uitsondering, want hy sê haar vlees is redelik alreeds verheerlik, en sy kon met haar vlees gaan, maar gewoonlik sal mense net in die gees kan gaan na ander planete toe, en nie in die vlees nie. Ons staan op 'n baie hoë berg en sien aan alle kante 'n onafsienbare vlakte. Dit was na alle kante deursny deur die pragtigste riviere, waarvan die golwe geskitter het soos die steeds wisselende helder kleure van 'n reënboog. Op die vlakte was daar pragtige tuine en tempels. Die volgende oomblik bevind ons onsself al onder by die tempels, en sien daar die groot mense en hulle nog baie groter woontempels. Op 'n afstand is dit 'n genot om hierdie mense te sien, maar digby lyk hulle soos wandelende berge. Ja, ek sou al 'n redelike lang leer nodig gehad het, as ek maar teen die kleinste van hierdie mense sou wou opgeklim het. Kortom, ek sou my lewe lank aanhoudend kon praat oor wat ek daar in die paar oomblikke gesien het. Maar dan sou ek in die tyd wat u, o meester, vir iets beters toebestem het, onnodige dinge praat. Maar nou sal ek graag van u af wil hoor, of al die tallose sterre ook sulke wêrelde is, soos wat ek gesien het. Ja, sê Yeshua, my kindjie, en nog baie groter en baie mooier. Maar glo jy nou regtig dat jy in hierdie paar oomblikke met liggaam en siel op die ster was? Vertel my eers. Nou, wat hierdie kind gesien het, wat nou nie vir ons in deeglike terme beskryf word nie, kan jy en ek wat hier sit, kan dit nou gaan nalees. En jy kan dit gratis van die internet aflaai op ons webwerf nuweopenbaring.co.za. Die eerste boek wat jy moet lees, se naam is Saturnus. Dit is so 'n planeet waar Yeshua alles beskryf. Die materiële samestelling, die plante samestelling, die diere samestelling en die mense samestelling. Ook hulle geloof, godsdiens word daar beskryf. Die ander boek wat jy kan gaan lees is die natuurlike son. En dan kan jy lees oor wat bestaan op die son. Daar is iets so 7 noordelike gordels en 7 suidelike gordels. Op elke gordel is daar ander wesens wat daar woon. En die ander boek wat jy gaan lees is aarde en maan. Die tweede deel gaan oor die maan. Selfs op die maan is daar geeste wat aan die voorkant woon en ontsettende klein wesentjies omtrent 4 voet hoog aan die agterkant. En dit is 'n strafkolonie vir mense op hierdie aarde wat materieel aan die aarde gehang het. Party sal in daai voorkant as geeste heeltyd die aarde aanskou en heeltyd dink hoe hy verkeerd gegaan het. En dit sal hom dan tot berou en besinning bring. So ek weet, vir baie mense is hierdie baie groot en dit kan in Engels far-fetched klink, vergesog. Maar ek kan julle waarborg, dit is die waarheid, want Yeshua is die waarheid. Hy is die weg, waarheid en die ewige lewe. En hy wil vir ons wat nou saam met Yara op hierdie berg se top is, wil hy hierdie goed vertel. Maar ek wil julle waarsku, moenie hierdie goed vertel vir mense wat nou nog in 'n kerk sit nie.
of in 'n Israeliet gemeente waar hulle, alles wat hulle weet is, ons is Israel, ons is Israel, en Israel is alles. Hulle sal nie hierdie goed begryp nie, want slegs die liefde vir Yeshua sal jou hierdie dinge laat glo en begryp. Jara sê, my meester, my liefde en my lewe, die vlug het ons in 4 kort tydperke gemaak, en tot aan die 4de tydperk sien ek die ster, wat ek nou nog baie goed kan sien, steeds onverander uit as 'n ster. Maar in die 4de tydperk word hy so groot soos ons son oordag. Daarna duur dit nog enkele oomblikke en toe is ons op die pragtige wêreld. Van die berg af waar ons eerstens op die top gestaan het, raap ek op aanbeveling van die engel 'n steentjie op. Dit is hierdie stralende hoopie en neem dit saam hierheen as bewys dat ek regtig daar was. Meer kan ek nie as bewys van my werklike aanwesigheid op hierdie plek nie laat sien nie. Hoofstuk 137, 'n geestelike blik in die skepping. Let wel, sy het saam met die engel gegaan. Sy het aan hom vasgehou, hy het haar aan sy bors gedruk, en sy het binne in die engel se geestesweer ingegaan, en omdat die engel oombliklik kan beweeg, het hy haar saamgeneem. Amper soos 'n kledingstuk van die engel. Maar nou gaan ons oor ietsie anders lees, waar Yeshua vir haar leer, dat sy self in haar eie geestesweer kan ingaan, en ook dieselfde dinge kan ervaar. En dit is hierdie tweede ding, wat ons sal moet beoefen in hierdie eindtyd wat voor ons lê. Want ons gaan die vermoë kry, om in ons eie geestesweer in te gaan. En dit is basies om vanuit jou sielslewe, in 'n geeslewe, in die gees in te gaan wat in jou is. En daar is 'n klein poortjie. Hy noem dit die positiewe lewenskamer wat in die hart is, waardeur ons moet gaan. Dit beteken jy moet baie klein word, baie nederig om daardeur te gaan. En dit is hoekom hoogmoediges nooit ooit hierdie wonderlike dinge sal kan ervaar nie. Want hulle is net te groot om deur daai poort te gaan. Dink maar aan 'n hek wat so gestruktureer is dat net een mens kan deurgaan op 'n slag. Maar jy moet baie moeite doen om daarin te gaan. Jy moet laag buig. Yeshua sê, dit is ruim voldoende, dit is wat sy saamgebring het. Maar ek sal jou nou 'n ander manier laat sien waarop 'n mens wat in sy hart volmaak is, die sterre kan bereis, sonder om hom ook maar 1 tree van die aarde los te maak. Maar 'n ligtende steentjie kan mens dan natuurlik nie so maklik saam terugneem nie. Nou kan jy die ster onthou waar jy was? Jara sê, ja meester. Yeshua sê, wel, stel jou die plek in jou hart so lewendig as moontlik voor. Kyk het tyd strak daarheen met jou oë en sê my hoe sy daar na 'n paar oomblikke lyk. Jara doen dit dadelik en na 'n paar oomblikke sê sy, Meester, my Elohim, my liefde, nou sien ek haar net soos by my heenvlug in die 4de tydperk. Sy word nou steeds groter en ek kan haar lig nouliks verdra. Ag, dit is 'n verskriklike sterk lig, maar dit laat my oë nie pyn nie. O, nou het ek die hele uitspansel in 'n verskriklike groot, reusagtige, magtende golwende see van lig geword. O Elohim, hoe groot en wonderlik is u werke, en u wandel in die vlees as 'n eenvoudige, beskeie mens, te midde van die mense wurms van hierdie aarde. O, nou staan ek weer op dieselfde berg, en sien rondom my dieselfde omgewing vol skitterende, pragtige dinge. Ek sien weer dieselfde tempels, dieselfde mense en hulle pragtige tuine. Ook sien ek baie mooi blomme, maar die kleinste daarvan is groter as 'n huis hier op aarde. Dit sou ek nie as aandenking kon afblik nie. Ag, nou sien ek regtig ook allerlei diere, en die pragtigste voëls sien ek ook, maar hulle is so ontsettend groot. Aan die reusagtige bome hang seldsame groot vrugte,
En ek sien ook hoe daar in 'n tuin 'n paar mense is wat met hulle hande daarna gryp en dit werklik ook in hulle monde steek. Nou toe nou, so 'n peer, of wat so 'n vrug ook al dit is, sou op hierdie aarde wel 1000 mense 'n hele jaar meer as genoeg te ete gee. Dit moet 'n ontsettende groot vrug wees, wat natuurlik vir hierdie ontsettend groot mense moet voed. En die syfers wat sy noem, en die goed, het Joshua nie teëgestaan en gesê, nee, jy het nou 'n bietjie oordryf nie. Hy het dit vir ons aangeteken, op rekord gestel, so dit is waar. Want Joshua kan nie onwaarheid verkondig nie. En hy weet beter as sy, hoe lyk dit op elke afsonderlike planeet. Nou, in die boek Saturnus, beskryf hulle die voëls wat daar ook aanwesig is. Nou Saturnus se mense is baie kleiner as hierdie wat sy nou gesien het. Ek dink 'n man is so 80-90 meter hoog. Kan jy alself dink wat 'n reuse dit is. Maar die voëls op daai planeet sing nooit weer dieselfde noot nie. Hy sê wanneer daai voëls begin sing, kan die mooiste simfonie wat op die aarde ooit bespeel is, nie naaste by dit kom nie, by die klank nie. En hulle speel nooit weer dieselfde liedjie oor nie. Dis verstommend as 'n mens daaraan dink. Selfs die bome, alles dien die mens daar. Die blare word gebruik vir klere, die vrugte word gebruik om brood van te maak. Daar is selfs bome wat so groot is, dat die mense huise bou op hulle takke, en daar woon. Dit is alles wanneer jy die boek Saturnus lees, gaan 'n sprokieswêreld letterlik vir jou oop. Die verskil net, dit is so, dit is waar. Maar die wêreldse mens sal dit nooit glo nie. Hy sal eerder glo wat sy wetenskap vir hom sê. Soos Darwin se teorie van evolusie, wat geen vaste basis het nie, maar die hele wêreld glo dit vandag. Joshua sê, let nou op, jy sal nou in 'n soort stad van hierdie wêreld kom. Sê my hoe dit jou geval. Jara slaan gou haar hande in een van verbasing en begin letterlik te skreeu van verrukking en roep. Maar om u heilige naam ontwil, dit is 'n pragt waarvan 'n mens se hart nog nooit van kon gedroom het nie. O, dit is onbeskryflik. Wat 'n ry tempels, wat 'n syliggaam, wat 'n koepel. Nee, die pragt, grootheid en luister. Meester, ek smeek u, lei my terug, want hierdie onuitspreeklik oordadige pragt sal my doodmaak. Die woord in Hollands vir luister is eintlik maar pragt. Dis wat dit is. Joshua sê, nou maak dan jou oë dig en dink aan my en aan hierdie aarde, dan sal dit dadelik weer in orde wees. Jara doen dit en sien nou haar ster weer as 'n ster vir haar. Toe sy weer tot rustig gekom het, vra sy my dadelik, meester, het die engel my miskien ook op hierdie manier soos wat u nou gedoen het, die ster getoon? Want ek het daar nou baie beter gesien as voorheen. En tog was ek in 'n sekere sin slegs geestelik daar. Ek bedoel, dat die liewe goeie engel my slegs maar vir die skyn 'n bietjie hiervandaan geneem het, en my toe op dieselfde manier die ster laat sien het. Joshua sê vir haar, nee, die engel het jou wens volledig uitgevoer, en dit was ook slegs maar met jou moontlik, omdat jou hart so oorvol van liefde is. Met enige ander mens sou so iets heeltemal onmoontlik gewees het. En as die engel, wat hy wel sou kon, dit met 'n gewone wêreldmens gedoen het, dan sou slegs die naderkom van so 'n engel die wêreldmens al gedood het. Daar het ons nog 'n eienskap van engele, dat hulle nie in hulle verheerlikte vorm aan ons kan verskyn nie. Want as ons nog wêreldse dinge in ons het, sal ons onmiddellik gedood word. So ons het baie inligting oor die aard van engele gekry in hierdie stuk, die aard van hoe dit op 'n sekere planeet lyk, en hoe ons na sulke planete kan reis
in die gees. Want hy sê, niemand anders te behalwe Jara, wat sy hart oorvol van liefde is, sal dit mee kan gebeur nie. En dit verwys weer na die eindtyd toe, niemand behalwe sy ware dogter van Sion bruid, wat oorvol liefde is vir hom, vol liefde, sal Yeshua hierdie geestelike oorgang laat plaasvind, maar nie tydelik nie, permanent. Dit is wat vir die bruid beskore is. Sy sal permanent in hierdie toestand kan wees wat Jara was. As sy dink aan 'n plek, dan sy daar. En onthou, hierdie is nie die hemel nie. Hierdie is die tussenhemele. Alles waar sy nou op was, is materiële skepings. Daar is diere wat doodgaan, daar is materiële liggame wat eendag sal vergaan. Daar is mense wat 'n lewenssiklus het, hulle sterf ook op daai planeet, en dan gaan hulle geeste na 'n volgende fase toe. Maar die hemele het nie planetêre, draaiende planete of sonne nie. Dit is 'n ewige ruimte wat ons onsself nie kan indink nie, want daar is ook nie tyd nie. Alles van gister, vandag en môre is altyd net nou. Dis 'n tydlose toestand. Maar in die tussenhemel, hierdie planetêre hemele, is daar tyd, want planete vat tyd om ander planete te wentel. Ons son staan nie stil nie. Ons son wentel om 'n groter son. En daai sonne, saam met miljoene, biljoene ander sonne, wentel ons son om 'n groter son. En daai son wentel om nog 4 ander groter sonne, want elke son, waarom die sonne met hulle miljoene bysonne wentel, moet groter wees as al die massa saam. Anders ruk hy mos nou daai son uit sy baan uit. Ons noem dit middelpunt vlietende krag, wat so 'n son sal uit sy baan uitruk. Maar hierdie hele tussenhemel of planetêre hemele gaan eendag, en ons verstand kan nie die tyd bereken nie, gaan alles oor in geestelike substans. Dan sal ons maan in ons aarde ingaan. Ons aarde saam met al die planete in ons stelsel gaan in die son in, verenig met die son, vergeestelik heeltemal. En die een son gaan in die groter son in, en so gaan hierdie hele gevalle hemele, hierdie ryk van Lucifer, wat in die vorm van 'n gebore mens gebou is, ons noem dit die groot wêreldmens, gaan nadat Yeshua die liggie in hierdie gevalle mens se hart aangesteek het, by Golgotha, toe hy opgestaan het uit die dood, gaan die hele gevalle wêreldmens weer eens opstaan, vol lig word, en dan word hierdie mens gevat en binne in die magtige Vader se wese gedruk. Eintlik so in 'n klein onbenullige posisie, in die punt van Vader se onderste beenhaar, word hierdie hele skepping ingedruk. Kan julle nou vir julleself bedink? Nee, die mens kan nie. Hoe groot is Vader in sy oergeestelike vorm? En hy het mens kom word vir ons, in die mees onaansienlikste planeet wat daar in die heelal is. Die vuilste planeet nou, wat daar seker bestaan. En dit is logies, want die kern van Lucifer, sy gees, Satana, is in die kern van hierdie aarde gewerk. En sy hou nie op met haar boosheid nie. Sy spuw nog elke oomblik boosheid van binne die aarde uit. Geestelike boosheid, materiële en fisiese boosheid, in die vorm van alle negatiewe sieledele en natuurgeeste, soos waar ons alle gifplante vandaan kry, en die verskriklike wreedheid in die skepping, veral nou die wreedheid van mense. As ek partykeer so lees wat aangaan met hierdie demoniese, sataniese lyn, dan kan die menslike verstand nie die boosheid bedink waartoe hulle in staat is nie. En alles kom nou meer na vore, na mate die einde nader kom.
Maar wat 'n wonderlike les wat Joshua vir ons gee in die werking van hierdie planetêre hemel en in die werking van engele. En dan ook vir ons die belofte daarin versteek het, dat dit ook ons doel kan wees. Uiteindelik. Baie dankie.